Welkom aan ons kykers hierso by Stroom Stories se tweede program vir 2025, waar ons vandag gesels met mammas. Ons het vir Johanay vanoggend gehad, hier op The Go To Guys se Stroom Stories, wat haar journey van maternity, van verwagtend wees, en van dat sy gehoor het, tot waar sy nou is, 'n week of 2 weke, miskien 3 weke, voor sy nou vir babatjie in die wêreld gaan verwelkom. Maar ons het ook vandag hierso vir Tracy. Nou Tracy het 6 maande terug haar babatjie in die wêreld in verwag, en haar roete het nou nie gegaan soos beplan nie, en ons het besluit om haar vandag in te bring. Sy's 'n baie jong mamma. Hoe oud is sy nou? Tracy is nou 27. 27, ja. 27. Sy lyk dalk nie 27, sy weeg hoeveel? Jy is 42, ek dink. 42. So sy's 'n baie klein mamma. En babatjie is gebore die 14de Julie. 14de Julie. En baba was supposed to be om gebore te gewees het op die 12de Augustus. 12de Augustus. So babatjie het besluit om bietjie vroeg te kom. Nou, dit was vir Tracy 'n baie beproewende tyd, en ons het besluit ons gaan haar vandag bietjie inbring om haar storie te vertel, en vandat sy gehoor het sy's verwagtend, regdeur tot waar babatjie nou was, en toe die journey van daar af. So Tracy, vertel ons nou eers bietjie oor baba Katrein. Baba Katrein. So Katrein, soos julle nou weet, is premgebore. Nou, die hele storie hoekom ons eintlik hier vandag is om te beklemtoon hoe goed liewe Jesus was van dat sy gebore is. Toe sy gebore is, ons gaan later seker nou daarin gaan, maar dit was heeltemal 'n traumatiese geboorte vir my, en ek suppose my man en almal om ons, naby aan ons. Maar dit was 'n, wat noem jy dit in Afrikaans, 'n noodkeiser. En ja, tot daar, obviously, sulke dinge gebeur, jy dink nie regtig te veel daaraan nie, maar die dag daarna, ek dink, van daar af was ons hele lewe onderste bo op daardie oomblik, want jy verwag mos nou nie sulke goed as 'n eerste mamma nie. Maar ja, sy was toe 'n dag daarna het die dokters vir ons kom sê sy het bloeding op die brein. Ons sal ook in detail daarin gaan. En 12 dae daarna, toe sy nou 12 dae oud was, toe was al vir ons gesê, sy het die CMV-virus. So dit het ook nou sy eie komplikasies, maar ja, dit was nou glad nie hoe ons dit verwag het nie, en ook iets, as ons nou ingaan van ons journey af, is ons het nou nie natuurlik swanger geword nie, ons het moes inseminasie en goedjies doen. So ja, van die begin af tot die einde was 'n hele journey, maar ons is bly, sy is nou obviously gesond, en sy is hierso, en ja. Okay, so kom ons gaan terug. Toe jy nou besluit het, okay, dit is nou tyd om verwagtend te wees. Yes. Jy wil nou vir baba, jy wil nou baba hê. Jy wil nou mamma word. Ek wil my man kyk. Toe jy nou sê, jy wil nou mamma word, okay? Toe het jy natuurlik gesê, okay, dis nou tyd, okay? Yes. Was jy op die pil gewees of iets? Nee, ek is 'n persoon wat nou nie glo so vas aan die pil nie, want ek het maar baie neeweffekte van hormoongoed, so alles was maar hoop dat jy nie swanger raak op daardie tyd. Okay. En toe besluit jy nou, okay, dis nou sulke tyd, Yes. en jy begin hierdie journey. Yes, so voor dit weet ons al klaar, wel ons was 'n jaar getroud, so ons het gesê, wel ons kyk maar nou hoe daai jaar gaan, ons het toe nog nie swanger geraak nie, maar ek het geweet, want dit is nou baie seker persoonlik, maar dit maak nou nie saak nie, my siklusse was nooit heeltemal lekker nie, so ek het geweet, daar kan 'n kans wees wat ons sukkel, so van daar af het ons maar gegaan, dit het nie gebeur nie, ons het gevra, hulle het my toe eers op 'n pil gesit om my hormone bietjie te stabiliseer, maar ons het toe besluit, okay, nee, ons gaan fertiliteit gaan na die dokter toe om te kyk. My man moes ook kyk vir sy gedeelte, en op die ou einde was ek die skuldige. Ek het die PCOS, wat beteken jy het so baie eiertjies aan 'n kant. Ek dink waar 'n normale vrou, gesonde
vrou seker nou 8 tot 10 eiertjies aan 'n kant het ek soos amper 25 gehad aan 'n kant. So ja, dit was nou maar my storie en dit kom nie af nie. So ek moes toe pille en goedjies drink vir dit om reg te kom en om dit vry te stel en obviously. Ons het 1 siklus gedoen. Dit was nie vir my te erg nie. Ja, jy is maar baie moody of wat ook al, maar dit is normale goedjies. En toe ons tweede siklus, wat bietjie verskil het van die eerste een. Die eerste een het nie inspuitings en goeters gehad, soos daai wat jy altyd sien op TikTok, waar die vrouens in die maag inspuit nie. Maar ja, tweede siklus het ons die inspuitings gedoen, ons het ingeplant en ja, van daar af, wat nogals interessant is van dit, as jy nou kyk na die tyd, of jy nou wel swanger is, jy kan nie regtig op jou normale stokkie sien, soos wat want die inspuiting sal altyd wys, positief, as gevolg van die goedjies wat in die inspuiting is. So, ons het so dopgehou, ons het gesien dit wys positief, hy het bietjie alle affer, maar hy het nooit weggegaan nie, en tussen soos, okay, nee, ons dink is nou regtig positief, en so, ja, ek het seker 100 van hulle gedoen, maar hulle was toe op die einde positief. Nou sê van jy raak nou aan iets daarso, wat 'n baie diep ding is. Ek het dit een keer op televisie het ek ook gesien wat hulle met vrouens praat of mans praat wat sukkel om verwagting te raak en jy het nou die woord skuldig gebruik. Okay? Ja. Jy gaan deur 'n diep ding as jy dink daar's fout met jou. Yes. Okay, vertel my bietjie van hoe jy gevoel daaroor. Wel, ek dink dit hang af ook maar soos van jou experience. Ek het nie regtig nou gesê skuldig as in om te sê ek het skuldig regtig gevoel nie, maar ek was die probleem. Maar ek het daai show, ek dink dit was op Kyknet. Obviously daar's baie gevoelens wat jy het, soos hoekom is dit nou ek? Al daai goed, maar ek sal sê in my geval het ek nie regtig gevoel daar is 'n probleem met my nie. Dit is maar net 'n normale ding. Party mense sukkel, ander mense doen nie. Yes, maar ek dink dis die belangrike deel. Ja, ek het nie daai emosionele tol regtig. Ja, maar ek voel dat as ek na vrouens kyk of mans kyk wat ek dink party mense kan deur 'n diep ding gaan en dis 'n diep periode wat mens deur kan gaan. Jou geval het jy dit gesien, dis deel van die natuur, win some lose some amper, okay? En jy het toe op die einde was dit suksesvol. Maar daai tydperk wat jy moet wag en jy is nie seker en jy probeer, okay? Ja, ek dink wat die grootste tol gevat het nou dat daar my goeters nee, is ek dink daai as jy eers die toets doen, soos met die eerste siklus, as jy die toets doen en jy sien dit het nie gewerk nie, dan jy sê, ek dink dit was vir my die moeilikste deel, want jy doen al hierdie goed en jou hoop is elke keer so groot dat dit nou gaan wees, en as dit dan nie is nie, is jy baie disappointed. So ek dink vir ons, dat dit die tweede siklus gewerk het, was klaar eintlik baie seëning, want hoe meer jy doen, obviously, hoe meer negatief raak jy, en hoe meer stres en hoe meer pressure sit jy op jouself, dat dit nou moet gebeur. Ja, jy wil dit dadelik hê. Yes, maar praat daarvan, daar was 'n vrou wat, ek dink dit was nadat ons getrein gehad het, wat gesê het, hulle het ook 'n journey gehad van fertiliteit, maar 'n klomp siklusse, en sy het vir Hans, my man se ma gesê vir haar was daai tydperk om daai pille te drink en die inspuitings en alles, dit was vir haar verskriklik erg, want obviously daai goed affekteer jou hormone, jou moods en goeie, so of dit kan goed gaan, of dit kan sleg gaan, ja. Sleg gaan, so vir ons was dit nou eintlik goed, dit het goed uitgedraai. Want dit was die tweede keer. Yes. Jy het nie deur 10 of 20 van dit gegaan nie. Yes. Maar ek kan dink dat dit 'n baie moeilike tyd moet wees vir 'n paartjie. Yes. Okay, en nou toe finally is jy verwagtend en babatjie begin te groei en jy gaan deur al hierdie dinge en elke week het alles goed gelyk. Alles was daar, hartkloppie was daar. Ek dink watter stadium het jy gesê was dit 'n dogtertjie op hoeveelste sonaar? Yes, ek dink dit was eintlik redelik vroeg. Ek dink as hier van 12, ja, dit was op ons 12 weke, want jy het letterlik nou jou eerste scan hier rondom 8 weke en dan jou groot scans. Ek weet nie of almal dit doen nie, maar ons het nou gedoen dat jy 'n
groot scans wat jy maybe by 'n hoër spesialis gaan doen op die 12 weke en op die 20 weke. So die 12 weke was 'n baie in diepte scan en op hom kan ons gesien het. Dis 'n dogtertjie. Wel, hulle kan nie spesifiek heeltemal sê nie, maar met vandag se tegnologie dink ek hulle is baie naby, ja. Ja, is baie akkuraat. So Yes. en op dit ja, en toe die volgende scan was dit nou definitief 'n dogtertjie, maar ja, op 12 weke kon ons al sien dis 'n dogtertjie. Okay. En toe gaan jy deur hierdie periode en ek kan nou nie reg onthou nie, jy moet nou Yes. ons almal vervars. Yes. Jy sou geboorte gegee het in Augustus Yes. en almal het begin opbou en almal het begin excited raak en alles. En toe kom jy iets agter. Wat het jy agtergekom? So voordat ons nou daar kom, sal ek net eers sê soos my swangerskap nadat ek swanger geword het en nou al daai excitement. So my swangerskap was redelik goed. Dit was net daai eerste trimester wat ek kan sê was glad nie goed nie. My inspuitings en ek vat eerder al daai fertiliteit goed weer voordat ek my eerste trimester vat, want ek was verskriklik naar. Ek het letterlik van ons het nie eens 'n lekker Desember vakansie gehad nie, want ek was net heeltyd naar gewees. So ons het in November ingeplant en Desember was nou obviously ons eerste scan was so hier by Januarie, so net dat jy 'n tydlyn omtrent het. So daai eerste ek kan vir julle sê van week 8 tot ek weet spesifiek tot week 16 het ek elke oggend opgegooi. Dit was nie 'n oggend wat ek geskiep het nie. Dit was klokslag wakker word. Ek het 'n bucket gehad. Ja, dit was net die hele tyd. Ons het daai bucket 'n naam gegee. Ja. So dit was regtig eintlik terrible daai eerste gedeelte, maar van week 16 af kan ek nie kla nie. Dit het regtig goed gegaan. Almal excited, hierdie baby shower en alles. Ek het geen probleme gehad nie. Weer die laaste trimester obviously jy begin swaar dra, jy voel die gewig. Ons het ons laaste scan. Wat ek ook net dit sê, ons anatomy scan wat op die 20ste week is. Het ook goed gegaan. Daar kyk hulle soos na die breintjie, die niere, die hart, letterlik elke orgaan of alles fyn is. So op daardie stadium was daar geen rede dat Katrein actually premoes gewees het of enigiets nie. Sy was heel gesond, heel alles perfek, gewig perfek. Al daai goedjies waar nou jy stres elke keer as jy 'n afspraak het, alles was eintlik perfek geweest. So ons laaste scan wat ons gehad het, wat ons nou nie gedink het is ons laaste scan nie, was letterlik op 32 weke. Ja, 32 weke en ons het daar gehad op 34 plus 5 dae. So daai laaste scan ook nie rarig. Alles was eintlik nog great geweest. Geen rede hoekom sy 2 weke daarna mens regtig gekom het nie. Ja, ons het nog op daai, ek dink 'n week na ons laaste scan het ons nog Hans en Ma nog vir ons ook 'n baby shower met sy gedeelte van die familie gehad. En ons het nogal so spot want ek het krampe daar gekry en die tannie het gesê asseblief laat sy nie nou uitpop nie. Men het ons geweet sy gaan actually nou uitpop. Maar ja, van daar af toe dit nou hier by 34 weke was. Maar ek sal nou terugkom by daardie gedeelte, maar ja, van die 34 weke daai aand krampies gekry. Toevallig, ek dink alle mammas is op die mammas groep op Facebook. Dit is soos 'n ding wat jy as jy hoor jy swanger, dan gaan jy na daai mammas groep toe. Maar daar het ek toevallig gesien van net iemand wat randomly die dag wat nou ons hospitaal toe gegaan het ek net toevallig gesien, die vrou sê as jy soos krampies kry wat voel soos menstruasiepyn, is dit nou tyd, soos moet jy, is dit kraampyn, is dit die kraampyne voel, want ek bedoel, hoe voel kraampyne as jy nie regtig weet nie. As jy sien net daai wat in die movies is, waar almal skree en ja, dit lyk net altyd verskriklik, maar ligte pyn gehad daardie aand, wel eers dit gesien en ek het toe die comments gaan lees en daar was mammas wat al obviously klaar geboorte gegee het en gesê dit kan so voel, dus ja, dalk moet jy ingaan en daardie aand toe kry ek eers die pyne en ek sê vir my man, wel ek voel hierdie ligte pyne, ek het dit nou gelees op die mammas groep, moet ons ingaan, moet ons nou nie, ek sê toe, okay, kom ons gee dit nog 'n rukkie, kom ons slaap, en dit was in die aand, ek sê kom ons slaap, en as ek dan wakker word, en ek het dit nog steeds, want die mens kry baie krampe en goeters, en
in swangerskap. So hoe weet jy nou regtig eintlik die verskil? Toe ja, dit het nie weggegaan toe ons weer wakker word nie en ek sê vir hom okay, maar kom ons gee dit net nog 'n bietjie kans want om seker te maak jy kry heeltyd krampe. En toe sê ek vir hom nee, ek dink ons moet nou maar gaan. Ek dink dit was 'n Woensdag as ek reg kan onthou. Woensdag, ons het gegaan hospitaal toe. Hulle het daai bande en alles op jou gesit en sy het toe gesê dit is ligte kontraksies. Maar dit kan daai valse Braxton Hicks kontraksies wees, maar hulle sal my daar so hou om net nog te kyk. En ja, van daar af is eintlik waar ons storie regtig begin, waar ons liewe Jesus se werke in letterlik elke liewe ding kon gesien het. Dis hy nou, jy het ingegaan. Nou laat ek net regkom, vandat jy ingegaan het tot wanneer Katrein gebore was, hoeveel dae? So Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, nee, ek tel nou verkeerd 5 dae. 5 dae, okay. Jy het ingegaan en ek onthou almal het jou gaan besoek, jy was daar binne gewees, was besoektye en ek onthou ek was hier net vir iets heeltemal anderste. Kan nie eens onthou hoekom ek hier vir 'n week was nie. En toe sê mamma, jou ma, ons moet bietjie vir jou gaan kuier en alles. Ons het gaan kuier, ons was daar in Pretoria gewees. En ons het toe besluit om huis toe te gaan en skoonouers het gekom. Ja. En ewe skielik toe hoor ons baba, jy gaan nou in. Yes. En jy het ingegaan, as ek reg kan onthou, jou baarmoederwater het verminder. Yes. So daar was glad nie meer vrugwater toe geweet, ons sal nou daar kom. Dis hy. So vertel daai deel vandat jy nou in is en waar jy nou gekom het, wat jy daar baba se stres, ek onthou die hartmasjienkie was aangewees en hulle kon sien dit was onder stres. Vertel vir ons van daai deel. So ek het ingegaan en obviously het hulle ons nou gesê maybe valse kontraksies, so hulle hou my net onder observasie, al daai goedjies. Ek was die dag daarna, toe die kramp het obviously al hoe erger en erger geword. En een aand, toe was dit net verskriklik. Ek het my man daardie aand gebel en vir hom gesê, ek dink nie iets is reg nie, want die suster sê die hele tyd soos die hartklopie wissel, dit gaan op en af, en hulle weet nie regtig hoekom nie, maar daar kan verskeie redes wees, en in my gedagtes het ek net gedink, okay, maar as jy nie weet nie, soos so na haar en kyk, soos lees hy reg, is daar 'n nulstring om, soos what is happening, want obviously, as jy nou, dit is klaar stresvol om die hele tyd die hartklopie en al daai goedjies te hoor, want jy is onder stres, en om nou te sien, haar hartklopie wissel die hele tyd, maak dit net erger, maar ja, hulle het probeer vir my pille gee, dat die kontraksies net bietjie onder beheer kom, of wat ook al, maar daai Vrydag, voordat hulle my wou huis toe stuur, het hulle my toe gesonaar, en op daardie sonaar kon hulle sien, ek het nie meer niks vrugwater nie. Waar die vrugwater vandaan weggegaan het, weet ons nog steeds nie in vandag nie, want ek kan nie dink dat ek het nie water soos verloor, soos 'n gush, of verloop, of enigstens agtergekom, my water het gebreek, of wat ook al nie, maar die vrugwater was die heeltemal weg. Ek het, nadat hulle nou dit agtergekom het, het die dokter vir my gesê, hulle soos gaan my nou hanteer asof ek basies dan in kraam is, want jou vrugwater en alles is weg. Hulle het my wel getoets om te kyk of ek vrugwater lek, en dit het ook niks gewys nie. Maar nadat hulle, waar is ek nou? Toe hulle nou sê, jy gaan nou, jy is nou in kraam. Toe het hulle, letterlik, hulle moet jou dan die inspuitings gee vir die babatjies, longetjies, almal weer daai steroid inspuitings. So, en ek weet nou nie of dit so is nie, maar dit is wat ons nou vertel is, dat jy basies 48 uur moet wag, voordat hulle jou dan kan actually sny, vir daai medikasie om te werk. En so die plan was eintlik dan om my Maandag eintlik eers te doen. Maar ja, Sondag het gekom, Sondag was vir my absoluut terrible, want soos, dit is toe ek regtig begin swel het, al daai water en goeters, my bene was geswel, Hans het my nog gevat om te gaan eet, net dat ek bietjie uit die kamer uitkom, en toe ek opstaan, toe kon ek nie my
soos toe voel dit net soos my bene was soos gerek. Jy weet soos as jy nie kan Buig nie, ja. buig nie. Ek kon nie my bene buig nie. Dit was vir my terrible. Ek het vir Hansie gesê ek kry net asseblief 'n rolstoel. Ek kan nie hierdie gevoel hanteer nie. Dit is vir my verskriklik. Maar daardie middag Darryl was daar, mamma het bietjie my hare en goeders kom was want soos ek sê ek was so geswel. Ek kon regtig skaars enigiets doen. Ek het letterlik net gelê. So mamma hulle het my haartjies kom was en goeders en toe Darryl nou gaan het letterlik Hans se maale gekom en hulle toe weer die band op my gesit en net daar toe het hulle gewys sy het nie meer beweging nie. En ja, dit is eintlik crazy want op die dag sy het op daardie stadium nie eers bewegings gehad nie. Ek bedoel obviously dit kon baie erger uitgedraai het. Maar ja, letterlik in 10 minute se tyd, noodkeiser, kateter ingedruk. Jy weet, baie mense daar kom met altyd op die mamma's groep, hoe voel dit? Doe hulle stres oor die kateter en hulle stres oor dit. Ag, ons was absoluut terrible. Hulle daai kateter net ingedruk. Daar gaan jy noodkeiser. Ek sien ook op almal se foto's, jy weet hulle gee vir jou 'n haar net om jou haartjies. Ag, my hare was nie eers in 'n net nie. Het ek agtergekom later van die tyd. Dit was net hier's 'n kateter, hier's 'n ding skeer. Ek dink sy het my nog raak geshave ook. En daar gaan ons in. So letterlik geen voorbereiding nie, niks nie. En ons het ingegaan. Dit was ek dink van daar af. Dit was klaar dramaties, maar van daar af is dit glad nie wat ek verwag het nie. Die narkotiseerder en alles het ingekom en hulle doen in vandag se tyd die spinaal, mos wat hulle nou die naald in jou rug trek. Ek wens ek was in daai tyd waar hulle dit nie gedoen het nie en jou net onder gesit het soos wat mamma hulle was, want ek weet daar's obviously redes vir die goed, maar uit my persoonlike opinie. Maar die naald kom doen en wat gebeur het is toe hulle die naald insit, het hulle senuwee gehit of geraak, wat ook al en my bene het opgespring. En ek het gehoor die dokter skree van die kant af, moenie beweeg nie, jy het 'n naald in jou rug. En toe van daar af bid ek net, asseblief, ek kan nie hierdie doen nie. Soos liewe Jesus met some kind of kalmte oor my stuur, want hierdie is way vir my te veel, te huil daarin. Daarom huil. En van daar af was dit net, ek kan nie eers baie onthou nie, maar ek het net al gelê en gebid soos, dit moet nou net klaar kom, want dit was erg. In elk geval, so nou toets Baba Katrein uit, en ek onthou ons het die foto gekry. Yes, maar voor daar kom, ek wil net sê, toe sy nou obviously uitkom, ek onthou die dokter het gesê dat, soos, want sy het obviously goeie longe gehad, toe sy uitgekom het, want sy het gesê, yes, dis hoe 'n 34 week baba moet klink, vir soos, in terme van die longe, en obviously, ons het toe nie eers genoeg tyd gehad vir die steroids om regtig te veel te doen nie, en sy het net gesê, wow, hierdie kind skree, soos jy weet, moet goeie longe, nie slegte longetjies nie. En hulle het al letterlik, ja, toe was ek uitgevat. Maar hulle het eers Baba vir jou gegee? Ja, hulle het Baba vir my gegee, Dis hy, en toe hou jy nou vir Baba vas. Ja. Okay. En daai oomblik? So daai oomblik, obviously, dit is 'n baie spesiale oomblik, en ek onthou, soos hoe sy vir my gelyk het soos, ek onthou, want ek dink hulle oogies moet nog bykom, so die oogies was vir my baie donker, so jy kan sien, soos dit was nou oogies wat nog nie regtig lig gekry het nie, en ek weet soos al, obviously daai wit goedjies al ooit nog baie vasgeplek, maar soos ek sê, dit was vir my so traumaties, so dit was so mooi, en ek kan verstaan hoekom jy wil wakker wees om dit te sien, maar alles was vir my so traumaties, ek dink, ja, dit het... Ja, en dit was baie vinnig. Ja, dit was regtig baie vinnig. Ek weet die dokter het ook gekyk toe, binne in die baarmoeder of daar enige snytjies was om te determine waar die vrugwater in. Ek onthou, obviously, want jy hoor nog alles en wat daar aangaan, ek onthou, sy het gesê, kan iemand my net vertel waar vrugwater in is, want ek neem aan, hulle het gekyk, of daar nie 'n skeer was of iets nie, maar ja. Okay, en toe's Baba deur ICU toe. Ja. En is hier waar die journey begin. Yes. Want jy was binne in jou saal. Ja. En jou man Hansie was die een wat elke dag vir Baba eintlik gaan help het. Yes. Of wat sit om melk te gee, ek kan nie lekker onthou nie. Hy was die een. Yes. So, daardie aand, ek dink kan ons regtig nou weer eens
terugkom soos waar Liefie soos regtig in ons storie ook begin inkom, want daardie aand ek het bietjie moeilik gerecover want ek was daai mense wat jy sien ruk na die narkose, wel nie narkose nie, wat ook al, want ja, net daai, hulle sê jy ruk omdat jy kry so koud omdat jou bene dood is, so hulle sê jou brein dink jou bene was in 'n bad vol ys en jy het nie meer gevoel nie. En dis eintlik hoekom jy shiver. Okay, nou vertel vir die mense, vir ons kykers daarso, wat het jy my gevra om oor te bid? Daai dag. Ek kan nie eens onthou nie. So ek sê jou remind. Jy het daar gelê deur mekaar al jy wou nie die morfine vat nie. Ja. Jy het geweier om die morfine te vat. Jy het gesê jy gaan deur hierdie pyn gaan. Jy gaan nie. Maar dit was eers na die tyd. Maar toe vra jy my om vir jou te bid. Nee. Want jy het gedog jy gaan dood. Yes, ons sal nou. Geen daarby. Ja, sorry. Ja, dit sal dan nou daarby uitkom. So daardie aand obviously geslaap. Jy is nou in die herstelproses en daardie aand my man was saam met my, ons het 'n familiekamer of wat ook al gehad, en daardie aand het ons geslaap en ek het vir hom gesê, ek sien 'n man in ons kamer, en ek was nog obviously deur mekaar en deur die mis, en ek het net bly vir hom gesê, ja, maar hier staan iemand, hier's 'n man in ons kamer, en hy het net, ek onthou uit vir my, ek weet nie, ja, hy het vir my gesê, dis Liewe Jesus, en obviously weer in die slaap geraak, wat ook al, en die dag daarna het toe die dokter ingekom het en vir ons kom sê het, okay, Katrijntjie het bloeding op die brein, sy het 'n 2de graadse bloeding aan die een kant en 'n 3de graadse bloeding aan die ander kant, en toe maak dit sin, okay, well, dit was duidelik Liewe Jesus wat ons kom besoek het, en op daardie stadium wat in my kop gegaan het, toe hulle vir my kom sê het, was net, ek het op daardie punt gedink, soos die duiwel kan alles vat, maar hierdie een kan hy nie kom inmeng nie. Sorry. En ek dink dit het die verskil gemaak vorentoe. Nou, dit is diep dinge om te praat, as mens terugkyk. Nou staan ons albei hier so in trane hier so op Facebook live, maar dit is diep dinge, Ja. Okay? Maar jy het dit gesien, okay, Katrijntjie was nou 'n ding, en nou het hulle gesê 2de graadse en 1ste graadse bloeding. Nou, op daai stadium het almal natuurlik, waar gaan toe gaan ons om antwoorde te kry? Google. Okay? Ja, wel ek het nie, vir eens het ek dit nie gedoen nie. Ja, want jy kon nie, jy het daar Nee. in die ding gelê. En almal het gaan kyk, 2de graadse bloeding en 1ste graadse derde bloeding. graad. Of 3de graadse Ja. bloeding. En toe gesien dat dit kan allerlei komplikasies bring en al sulke dinge, en natuurlik mens lees altyd net die ergste, en dit is 'n traumatiese proses wat jy toe deurgegaan het, wat Yes. almal toe deurgegaan het. Yes. En die dag daarna was ons by die hospitaal, en dis toe jy gevra het, ons moet bid, Ja. want jy het gedink, dis jou laaste dag op aarde. Ja, ek het. En jy het toe gesê, maar toe het jy weer gesê, daar's iemand wat hier in die kamer was, okay, en nou is Katrein hierso in die ICU. Hoe lank was sy in ICU gewees? So, sy was 2 weke in die ICU, wat actually baie crazy is, want sy is premgebore, sy het die bloeding op die brein. Daar was so baie goeters, wat eintlik, ek dink, almal verbaas het. Daar was even susters wat soos gesê het, dit is insane, gewees in terme van hoe goed sy gedrink het, en op daardie stadium. En wat ook nogals crazy is, soos wat van Hans se Male se oogpunt af is, toe hulle hoor ek gaan in, en hulle verwag 'n babatjie wat gaan uitkom met pype en 'n klomp goeters oor, jy weet, en sy het letterlik soos 'n normale baba uitgekom, net op 'n pad ICU, Yes. geen pype, geen probleme, en haar Apgar score of wat ook al, nog steeds vir die goedjies wat alles gemention was, maar sy het nog steeds 'n goeie Apgar score gehad, 9/10. Ja, en daar was net letterlik al hierdie Geen goeie goed. ja. Yes, geen tekens van wat ook al van die bloeding en al daai goedjies nie. Dis sy. En nou sy in ICU, en daai ICU was 'n traumatiese ondervinding, want ek onthou, ons het vir onsself gesê, dat ons is eintlik baie gelukkig. Yes. Want daar was ouers daar binne, wat se kinders baie, daar was een wat, ek dink onder 1 kilogram was, en al sulke dinge.
wat baie traumaties is. Yes. So die Here het 'n mens geseën in 'n way wat jy moes nie net jou deel kyk nie, maar dit is obviously moeilik. Jy kyk na jou deel. Maar nou is babatjie daar vir 12 dae en toe gaan jy huis toe en sy was baie klein geweest. Hoeveel het sy geweeg toe? So, okay, toe sy gebore is, het sy 2.27 geweeg, wat eintlik vir haar 34 weke actually normaal was. Sy was glad nie ondergewig nie. Obviously ma met vroeg gebore dan ja. Ja. Maar glad nie ondergewig nie. Ek kan nie eers onthou nou wat haar lengte is nie. Ek vergeet altyd, maar dit was ek dink 47 as ek reg kan onthou of 42. Ek's altyd confused. Maar ja, die ICU journey is obviously jy moet jy 2 dae of 3 dae om te recover en dan moet jy huis toe. Dan moet jy nou elke keer, jy weet, kom kuier oggend, middag aan. So dit vat nogals ook 'n tol. Want jy is nie by die huis waar jy net kan lê en dinge op jou tyd doen nie. So jy moet opwees en ons het daar op daardie stadium ook nog probeer borsvoed. Ek kan sê ek het vir 10 dae geborsvoed. Dit was nou nie lank nie, maar ek het ten minste probeer. Maar ek het actually nie issues eintlik gehad met die borsvoeding nie. Die enigste ding wat Katrein bietjie mee gesukkel het, sy het baie opgebring op daardie stadium en hulle het vir ons gesê dit kan wees as gevolg van melk wat ek inneem. En toe moes ek alle melk uitsny en jy kan dink ek vir 42 weeg en 42 weeg en as ek nog goeders moet uitsny wat ek nie kan eet nie, dan gaan ek letterlik piepskraal wees. Ja. So dit gaan nie vir my werk nie en ons het toe gesê, okay nee, ons gaan liewers op formulemelk gaan. Dis hy. Ja. Maar praat van die ICU journey, ek dink dit is jy so in survival mode vir jouself en vir jou kind. Soos alles gebeur so vinnig, maar tog kry jy dit gedoen want al daai mammas, hulle het altyd ek weet nie of al die ICU's dit het nie, maar ek glo so, hulle het 'n hele hospitaal grade borspomp, so al die mammas sit daar en pomp uit vir hulle kinders om vir hulle melkies te gee. Dit is actually baie nice gewees en ek dink soos hoe die susters in die ICU is, jy weet, hulle is so verstaanbaar want ek dink hulle doen dit elke dag, so ek dink elke dag hulle hoor soos, ek weet nog nie hoe om hierdie doekie om te raal nie, want ek kon hoor soos, want ek sê die hele tyd vir die suster, ek weet nog nie, ek's nog bietjie, weet nog nie hoe om hierdie goed te doen nie, en dan hoor ek die ander mamma wat sê, ek's nog nie getrein in hierdie nie, of, so, almal gaan deur dieselfde ding, en almal support so mekaar, as jy inkom, dan vra jy, hoe gaan dit nou vandag, of, en dan jy kan ook sien soos hoe mense se journeys die hele tyd gaan want jy het op en af en jy kan sien dan is daai couple, jy weet, gelukkig en 'n goeie dag en dan die volgende dag sien jy hulle huil net soos wat jy gehuil het. So dit is baie op en af. Maar in terme ook van die ICU, hulle gee, ek dink vir ICU babas is dit baie belangrik dat hulle skin on skin het. Yes. Obviously met haar ek nie skin on skin gehad in die soos Medicaid of wat ook al nie, so ek het eers, ek dink na 2 dae die eerste keer skin on skin, die kangaroo care, is wat hulle dit noem. Ja, hulle sê dis baie goed vir babas en daar het ek ook vir die eerste keer laat sy aan my, sy was nie supposed to be om aan my te drink nie, want prem babas en goeters kan nog nie lekker suig en goedjies nie. So ja, maar hulle het toe gesien, sy root en gaan alle afwer en sy doen daai goedjies en hulle het toe op my gesit, ek dink dit was dag 2 of 3. En ja, en hulle was nie so verbaas, want toe drink sy, soos 'n normale baba, hulle soos, wow, hulle kan nie dit glo nie, sy's glad nie supposed to be, om dit eers te doen nie, maar sy het, en toe ek dink ek het dit nog 1 keer daarna gedoen, maar ja, ek dink net, jy weet, daai drukking van, jy weet, jy het skaarsluit om te eet, jy is elke oggend in en uit, jy moet gaan pomp elke 2 ure, jy moet seker maak, sy het genoeg melk, en dan kom jy obviously op 'n stadium wat sy meer drink, as wat jy nog uitpomp, en al daai goed, vir die hele situasie ook nog, het ons besluit, okay nee, formulemelk is, maar, as ons nou terugkom, by die story nou, obviously, elke dag in en uit, hier op die 12de dag, sy is presies 14 dae daar gewees. Hier op die 12de dag het hulle haar getoets vir die CMV virus. Nou hoe dit toe gekom het,
dit sou seker een van Dara se vrae gewees het, Mm. is hulle het nie haar getoets enigstens omdat sy simptome gehad het van hierdie CMV virus nie. Ek het daai tyd vir my man gesê ek sal graag haar stemselle wil berg of stoor of wat ook al. En ons het toe besluit ons gaan dit doen. As obviously kostes, maar dit is doenbaar in vandag se tyd. Dit's baie duur, maar hulle het regtig mooi pakkette wat jy soos letterlik net soveel 'n maand. Dit is nie ondoenbaar nie vir 'n normale gesin nie. En op dit toets hulle die ma vir allerlei goed op die dag van geboorte, kom trek hulle jou bloed en gieters en op dit het hulle gesien ek het die CMV virus. En toe hulle nou dit uitvind, het hulle die dokters laat weet en hulle het toe gesê die dokter het toe na ons gekom. En toe gesê hulle moet haar toets vir CMV en hulle doen dit deur haar urine op te vang soos in haar doekie. En ja, ek het toe gebid dat sy net asseblief negatief moet wees want ons gaan nou wel klaar deur helse goeders. En het gebid asseblief wees negatief en ja, sy was so positief. En ja, toe sit nog 'n journey verder. Ja, en toe kom dit op ore uit. Ek meen die gehoor was die groot ding, okay? En in die eerste toets het gewys dat sy hoor nie. Yes. Okay, so vertel ons van die gehoordeel. Yes. So die gehoor toets doen hulle, ek neem aan ook standaard. Ek weet nie of dit net in ICU is nie, maar ek weet nie doen hulle dit ook in 'n standaarde saal nie. Ek het nou nie daai experience nie. Hier kom baba. Hier kom ja, babatjie. hier kom babatjie. Hallo Katreintjie. Hierso is die ou wonderkind. Jy wil nie wees jou TV. Okay. Yes. So op daardie stadium, ja, ek sommer van my storie. Ja, van die ore. Yes, van die ore. So ek weet nie toets hulle dit in die normale sale nie, maar hulle toe haar ore getoets. Ons was nou net daar tydens wat hulle dit getoets het nie, maar ons het toe gevra wat sê die gehoortoetse. En dan was toe eers vir ons gesê nee, sy hoor en obviously het hulle vir ons gesê CMV het die risiko dat hulle nie gehoor gaan hê nie of dat hulle gehoor weg sal gaan op 'n latere stadium van hulle lewe. En ons het toe gevra, okay, maar wat het haar gehoortoetse gesê? En hulle het op daardie stadium vir ons gesê nee, sy het geslaag, sy het niks om oor te bekommer nie. Maar eers toe hulle hom getoets het vir die CMV wat ons ook nogals obviously baie deur 'n journey gesit het wat jy nou moet jou gedagtes moet regkry, is dat hulle vir ons gesê het CMV kinders is soos heeltyd in die hospitaal. Dit is miljoene rande om hulle te behandel. Dit is hierdie uiterste ding, sy's verskriklik siek. Hulle is dit het vir ons soos hierdie huge ding. Daar's baie komplikasies. Ja, daar's baie komplikasies en ons kan nie verstaan nie want sy lyk nog vir ons heel okay, maar nou hoor jy sy het hierdie verskriklike siekte en nou wat? Wat doen jy nou? Maar ja, sy's uit die hospitaal uit. Letterlik daai Sondag en ek dink 'n week of 2 daarna toe bel hulle en sê iewes skielik vir ons, okay, maar sy het nou nie al gehoortoets geslaag nie. En ons kon nie te verstaan nie want hulle het dan vir ons gesê sy het. Ja. En toe was dit nou 'n hele storie van daar af in terme van weer te gaan toets vir gehoor en sy het dit toe nie geslaag nie. En ja, ek dink hoe dit oorgedra was necessarily nie die beste van goed nie, maar daar was net gesê jou kind kan nie hoor nie. En maar op hierdie tyd het mevrou Suid-Afrika ook. Yes, uitgekom van yes. Toe sit mevrou Suid-Afrika waar die eerste keer wat ek wat gehoor het hierdie cochleaire implanting. Cochleaire implanting was mevrou Suid-Afrika. Yes. En hier ewe skielik begin ons te praat oor sulke goedjies. Oor sulke goedjies met Katrein. So vir my was dit baie inspirerend. Toe ek mevrou Suid-Afrika sien, het dit my hoop gegee. Yes. Ja, dit was definitief daai wat ons kan sê dit was ook nog 'n seëning, jy weet dat daai spesifiek uitgekom het op haar tyd wanneer ons besig was met die gehoor, was ook eintlik soos ja,
dit het ook ons eintlik gelei en ons gehelp, verseker. Maar ja, klomp toetse laat doen. Ek dink ons het 2 goeders gedoen. Nou dit is obviously bietjie moeiliker vir babas om gehoortoetse te doen. Nie necessarily die eerste screenings wat hulle dit noem nie, maar die meer in diepte scans wat hulle nou kan sê wat hoor sy spesifiek en wat se frequensies, wat se soos hart, wat noem jy dit, harte hoë frekwensie, lae frekwensie. Ja, maar in terme van hoe hard en hoe sag ook. Ja. Sulke goedjies. En dit het gewys ek dink op daardie stadium haar linkeroor het amper niks gehoor nie. En sy het 'n bietjie, ek dink hier van 50 decibels in haar regter oor. Obviously is dit nou nog 'n ding, soos jy weet, waardeur ons gaan. Soos ons is nou al klaar deur bloeding, ons is nou klaar deur CMV, nou hoor ons, okay, sy kan glad nie hoor nie. So ja, ek dink jy gaan deur 'n helse journey. Toe laat net terugkom, toe het julle gegaan ook vir die scans, vir die brein scans weer vir 'n rukkie, om die bloeding op die brein te sien. Ja, so wanneer 'n babatjie bloeding en goeters op die breintjie het, dan kry hulle soos, ek dink in daai eerste 7 dae is dit critical. Ek dink hulle doen 1 obviously op die dag wat van geboorte, dan 3 dae, dan 'n week, dan 'n maand, dan elke 3 maande en dan 'n jaar of so. Jy het gereelde sonars en goeders. Maar toe kom dit nou, obviously gaan ons ons het toe, ek het uitgereik na 'n klomp mamas op daardie stadium wat ook CMV babas het om te hoor soos wat se hulle journey, soos wat moet ons doen of wat ook al. En ek dink liewe Jesus het daardie persoon, ek moet bietjie kyk wat is die mamma se naam, maar daar was ook 'n mamma wat wat 'n seentjie het met CMV en ek het toevallig kontak met haar gemaak op Facebook en sy het vir my gesê, haar seentjie het hulle ook gesê het nie gehoor nie, maar wat ons maybe moet doen is om haar na ENT toe te vat en net eers te kyk of dit nie vog is wat in haar ore is nie. Dit is waar ons nou uit gaan kom by die MRI. Yes. So toe ons haar nou actually na die ENT toe vat, want obviously hoekom gaan jy nou nie, soos ons kyk eers, maybe is daar ander goeters wat haar gehoor affekteer. Maar ons is toe ENT toe en die ENT wou gehad het, obviously vir die kokleaire gedeeltes en goeters, moet hulle in elk geval MRI, en ons moet haar in elk geval MRI vir haar bloeding, of eintlik sonar, maar ek dink wat, soos julle nou gehoor het, CMV het eintlik baie komplikasies, so daar is, as jy nou regtig gaan kyk, soos op Facebook en goeters, jy kry hierdie babas wat absoluut niks mekeer nie, en dan kry jy hierdie babietjies wat baie siek is. Wat regtig baie siek is. En een van daai goeters is letterlik, hulle het verkalkings en goeters op hulle breintjie. So en dit veroorsaak obviously 'n klomp goed dat hulle nie kan reg develop en al daai goedjies nie. En op daardie stadium was my ding, okay, ons gaan nou MRI. So hulle het nie van hierdie goedjies op haar breintjie gesien nie, maar die MRI gaan, jy weet, vir ons presies sê, soos is daar goeters van CMV op haar breintjie wat haar gaan affekteer. Ons het letterlik daardie dag 'n MRI scan gekry, soos letterlik 'n uur na ons afspraak, wat seker ook, want ek dink jy wag nogals 'n week of maybe even 'n tydjie, ek weet nie, maar ons het op daardie dag dit gekry en ons gesê, okay, ons vat haar nou en dan weet ons van al haar dinge waar staan ons. Obviously voor dit het ons 'n klomp keer gebid en alles. En ek dink hier is ook, soos hier is een van die groot goeters waar Liewe Jesus uitstaan, is ons het haar gevat vir die MRI, hierdie babietjie, die mense wat weet hoe hard is 'n MRI, soos ek het gedink, okay, wel, maybe het sy nie gehoor nie, maar daai MRI is vrek hard. Hoe sy dit daardeur geslaap het, was net nog 'n miracle, maar ons het die MRI gedoen en ons het gewag vir die resultate en Liewe Jesus het letterlik haar breintjie was skoon, soos dit het gestaan op die MRI, normal development, die 2de graadse breinbloeding was weg, die 3de graadse breinbloeding was er nog 'n klein bietjie, maar hulle het gesê dit het glad nie, soos jy weet, want 3 graad beteken dit druk 'n bietjie op die breinweefsel self en daar staan letterlik subtle, letterlik daar's regtig amper niks daarvan nie.
en letterlik skoon, niks fout met haar ore, strukture of wat ook al nie. Ja, dit is, ek dink nie ons kan genoeg dankie sê vir daardie seëning en miracle nie. En ons sal weer terugkom vir daardie miracle, want sy het ook ander goedjies op die sonars toe sy gebore was, het dit gewys van die infeksie, het hulle sulke bright spots op die brein of wat ook al. En dit was nog present gewees op die sonars wat sy gebore is. Dink die eerste 2 of 3 en toe ons al letterlik al vat vir die MRI is daai goed net dis weg, dit is gone. En toe ons weer opvolg op die sonars, het die tannie wat die ultrasounds en goeters doen, het gesê, net weer eens vir ons gesê, wat 'n miracle dit is, want sy het gesê, daai goed verdwyn nooit nie. So ons kan letterlik, letterlik, liewe Jesus se hand daarop sien. Dis hy, nou jou nuwe toets kom na die 23ste, dan sê nou seker bietjie meer clarity hê oor die oortjies. Yes. Ouma, oupa en almal staan altyd langs haar en maak so en kyk, maar ons sal dit nou sien. Yes. Maar met ander woorde, jy het gegaan van geen water af nie, na 'n kind wat in ICU is, wat bloeding op die brein het, wat ewe skielik CMV virus het, wat ek onthou wat hulle gepraat het van die stam van die brein en alles, Yes. en ewe skielik is meeste van hierdie goeders is weg. Ja, net weg. En toe op daardie stadium het dit nie gewys, die MRI en goeters het nie gewys, daar's vog agter haar oor en goeters nie, maar dit is waaroor ons voorgehoop het, dat dit eerder net vog is, hoekom sy nie kan hoor nie. Die MRI en goeters het dit nie gewys nie, maar ons het toe 'n opvolg afspraakie gehad, wat ons via ore moet toets, wat ons net nog 'n miracle is, want hulle moet heeltemal slaap om daai toetse te doen, en alhoewel ons 'n babatjie het wat goed slaap en goeters, dit's moeilik dat hulle vir 4 ure stryd vir 'n toets moet slaap, veral nog klanke deur die brein en deur die kop en al daai goedjies. En liewe Jesus het ons gebede geantwoord, sy het letterlik daai hele 4 ure uitgeslaap soos 'n bom, en die toetse is gedoen, en daar's toe gesê, okay, daar is maybe fout met die middeloor, en daar is maybe vog in haar oor. Toe is ons soos, okay, maar hoe vroeg kan jy nou basies vir 'n baba grommets en al daai goeters insit? En ek dink dit gaan eintlik alles maar oor gewiggies, en daar's toe gesê, ons gaan haar doen, ek dink sy was 4 maande op die tyd, en obviously as jy nou nog gestres oor, want nou is dit 'n operasietjie vir haar, om te doen, al is dit iets soos 5 minute, sy moet nog steeds narkose en al daai goedjies kry, en ons het die grommets gaan doen, en letterlik, ek dink, hier by die tweede dag nadat ons die grommets gedoen het, onthou ek soos, dit het gereën, en sy het vir die eerste keer gekyk, soos, waar hierdie reendruppels vandaan kom, sy het gekyk na die dak, sy kon duidelik die reën hoor, en dit is goeters wat ons nie necessarily kon sê, ons kon sien sy skrik vir soos 'n harde klank of wat ook al, maar ons sal nie sê, jy kan nie regtig measure nie, maar ons kon duidelik toe al 'n klein verskil sien, maar ek dink die groter verskil wat ons wel kon gesien het, was letterlik hier, nou onlangs eintlik, so na ruk wat dit nou bietjie genees en gesond raak, soos nou kyk sy, as ons met haar praat, sy het letterlik, wat die 3 Januarie kon ek vir die eerste keer 'n bietjie meer haar klanke hoor, sy het gesê, mamma. Ek dink sy het gesê, nee, sy het gesê, soos mamma, sy doen haar klankies, soos die M-klankies, en jy kan die vokale en al daai goedjies hoor, en ja, jy kan net agterkom, soos as die hondjies blaf, knik sy haar oë, so daar's duidelik 'n baie groot verskil in terme van haar gehoor. Nou vertel my van die rol van die kerk in hierdie journey van julle. So, die rol van die kerk, so, ons het eintlik, my man het chronic kidney disease, en ons het eintlik gegaan, om vir hom te gaan bid. En hulle toe, daardie stadium, het die pastoor gebid, en hy het gesê, okay, sy woorde was spesifiek, okay, liewe Jesus sal genesing stuur, maar jy moet obviously verantwoordelik wees, en sulke goedjies. En ons het regtig niks daarvan gedink, well, obviously dink jy daarvan, dat jou man nou genees is, en al daardie goeders, maar ons het nou nie in ons storie gedink, is maybe dalk
iets anders verwysend en nie spesifiek daardie wat ons nou voorgevra het nie. Maar dit was nou die een Sondag. Die volgende Sondag het ons gegaan en hulle deel mos altyd, wel, jy kan mos koffies en goeders koop by die kerke voor kerkdiens en goedjies. En hulle skree altyd nommers uit wat se koppie is joune, soos eendag soos pizzas. 81 wat ook al gaan tel jy dit op. En my man se nommer spesifiek was 777 en ek het nog steeds vandag daai papiertjie, want dit was nou nog voor Katrein gebore is, letterlik 2 weke daarna, kan jy nou terugdink, al daai goeters het eintlik opgelei, jy weet, vir hierdie en iets nog, wat ons nou gemis het, in daardie tyd, na Liewes sy verskyning gemaak het, soos in die kamer, daardie stadium met my pa, 'n klip gebring, daar het nog 'n klip gekry, ek weet nie waar nie, en my man se ma het 'n klip gebring, dit was glad nie beplan nie, en hulle albei net randomly op dieselfde tyd 'n klip hospitaal toe gebring, en dit was net vir my die so simboliese betekening van, jou geloof moet in hierdie tyd so rotsvas staan, en dit was wat ek dink ons deur alles gedruk het, was al hierdie goedjies, en ons het net, jy weet, heeltyd verse gekry, wat obviously van toepassing is op ons, dat ook 'n persoon, wie se seentjie wat ons ook nie geweet het nie, ook vir ons kom bid, by die hospitaal, sorry, by die hospitaal, Ja. By die hospitaal, wat ook bloeding deur die brein en goeters gehad het, wat vir ons kom bid het, en net vir ons gesê, soos sy vers was vir ons, be still, and know that I am God, en net soveel goedjies wat jy nou kan sê, jy weet, op daardie stadium, soos, ek weet, Hans se ma het vir een dag vir ons gesê, wat ons het, sy vir ons kom sê, het, okay, gaan julle twee net bietjie uit, jy weet, kom net iewers, en moenie die hele tyd in hierdie gat wees, waar julle nou is nie, en sy het vir Katrein gesê, die Bybel oopgemaak en gesê, net waar hand land, is soos waar die vers is wat ons nodig gehad het, en haar hand het letterlik geland op 'n vers wat sê, moenie bekommer nie, vra vir God alles wat jy nodig het, terwyl jy hom dank vir alles wat hy al vir julle gedoen het. En net al daardie goedjies, jy weet, soos reg van die begin, soos al hierdie wonderwerke van haar gehoor, wat die mense gesê het, dit is nie vog nie, al hierdie goed van die CMV, wat letterlik haar breintjie skoon gekom het, daar bloeding op die brein, wat Liewes genees het, ja, daar sit soveel goed. Vertel ook vir die kykers van die besluit wat jy moes maak om die medisyne toe te... Ja, dit is 'n groot ding wat ons vergeet het. So, met die CMV, soos obviously sy is 'n asymptomatiese baba, ten spyte van die gehoor op daardie stadium. En omdat daar so min gevalle is, volgens die dokters, het hulle nie regtig 'n protokol van wanneer moet hulle die babas behandel en wanneer nie. So dit was baie moeilik om te besluit, okay, maar moet ons haar nou behandel, moet ons haar nou nie behandel nie, en dit het ons eintlik, want die sonaarvrou, wat nog 'n miracle is, die sonaarvrou, iemand in haar familie het 'n CMV baba gehad, wat sy breintjie heeltemal in goeters verkalk het, en wat dit nou ongelukkig nie gemaak het nie. Sy het vir ons gesê, hulle moes die hele tyd die virale lading toets, om te kyk, moet hulle die kind behandel of moet ons nie. En ek het toe my dokter of pediater op daardie stadium gesê, okay, maar kan ons bietjie haar virale lading toets, sodat ons weet, moet ons haar behandel, moet ons dit nou net los, wat gaan vir wat. En haar virale lading het toe hoog uitgekom, wel, nie hoog soos wat dit kan wees nie, maar redelik hoog, ek dink dit was iets in die 60,000. En toe op dit was daar eers van, nee, ons moet haar behandel, wat ook al, en al die studies wat ek gaan lees het, ook op terme van CMV het gesê, maar kinders wat net gehoorprobleme het, behandel hulle nog nie. So nou sit jy tussen hierdie dilemma van, moet jy haar behandel, maar die studies wys, babetjies met gehoor issues word nie behandel nie, want die medikasie en die goeters het baie neeweffekte en goeters. En toe het ek begin uitreik na 'n klomp mense,
ek het toevallig op een van die artikels gesien die disease specialist in pediatric disease specialist werk met hierdie gevalle en ek het toe gedink, okay, wel kom ek stuur net vir al die disease specialists wat die in Pretoria is, want ons bly in Pretoria. Wat daar is, kom ek stuur net daar geval en kyk of iemand terugstuur of wat ook al. En toevallig het almal teruggestuur en vir my gesê, een het teruggekom en gesê, dis ons besluit, jy kan behandel, maar jy hoef ook nie te behandel nie. Die ander vrou het ons verwys na 'n dokter in Pretoria en ons is toe, en die vrou wat daardie dokter verwys het toe ook na ons teruggekom en gesê ons kan 'n afspraak by haar kry. So ons het die afspraak gaan doen. Dis reg. Okay. Ons het die afspraak gaan doen en sy het vir ons toe die nuutste data gesê, sy was hierdie jaar, wel laas jaar nou, in Europa, die nuutste data, het sy ons die studie gegee en sy het vir ons gesê, hulle behandel kinders, al het hulle net gehoor of wat ook al, moet hulle behandel. Nou weet jy, nou moet jy sit tussen, nou hoor jy, okay, jy moet jou kind nou behandel, nou sit soos, okay, maar waar gaan ons op behandel? Soos, Ja, en ek het daai stadium met ek met die Nederlandse Pharmaceutical Association kontak gemaak in Europa oor dit en hulle het net 6 gevalle as reference gehad. Nie een van hulle 'n baba nie. So ja, nou moet jy sit soos gaan jy jou kind hierdie harsmedisyne gee en gaan jy nou daai kans gee of nie. So dit was die hele tyd tussen my en my man, gaan ons nie. En toe kom ek net op 'n dag, wat ons ook voor gebid het ek gesê voordat ons kerk toe was, dat liewe Jesus, ons net moet some kind of teken gee. Jy weet, moet ons haar behandel, moet ons nie, alhoewel ons voor die tyd ook gevra het vir hierdie tekening en dan sê liewe Jesus vir ons, okay, maar hier het hy nou die persoon vir ons gegee om te behandel en dan sê soos, maar is dit nou liewe Jesus se teken, is dit nou nie sy teken nie? En toe sê ek, okay, nou die laaste teken waarvoor ons gaan vra. Ons vra nie omdat ons nie glo of wat ook al nie, maar ons wil net regtig seker wees, moet ons haar behandel? Kyk vir die kamera. Ja, moet ons haar behandel of nie? En dit het toe, daardie dag, toe sê die pastoor, in daai gesprek het hy spesifiek gesê, daar is 'n plek vir behandeling. Net randomly in daai diens, en soos ons is, okay, well, dit is seker die teken, ons gaan nou maar net met dit. 2 minute. Yes. So, in closure, okay. Yes. Hier's Katrein nou. Sy weeg nou 6 punt iets kilos. Sy's nou, ons sê altyd sy 6 maande minus 'n maand en 'n half, maar sy's nou amper 6 maande, né? En hier sit sy 6.8 kilos in closure. As jy jou testimony moet opsom in een kort sinnetjie, okay? Wat sal dit wees? Ja, dit is 'n moeilike vraag. As ek seker alles moet opsom, dan dink ek dink in my geval ook, as ek dink almal van ons, jy weet, wil die hele tyd in beheer wees en goeders en jy wil die hele tyd weet wat gaan gebeur of wat lê vorentoe of jy weet jy soek daai certainty die hele tyd. En ek dink dit is seker my testimony wat liewe Jesus ook kom sê het vir my is, soos partykeer moet jy net ook oorgee en hy is die hele tyd in beheer, al dink jy is in beheer, soos hy is in beheer en jy moet net alles vir hom gee. Daar sy. Wel vir ons kykers wat hierdie storie geluister het, daar sy. Hierdie is altyd in beheer. Ons dink ons is in beheer, is seker 'n baie diep boodskap. Jy weet, dis 'n komplekse wêreld. Maar baie dankie Tracy. Dankie Katreintjie. Bye. Dankie hoor. En dan gesels ons weer. Ons volgende Stroomstories reeks sal nou in Februarie hervat. Hierdie was 2 spesiales wat ons gedoen het vir die mammas wat in die dorp was nou en op 'n spesifieke stadium was. En ons sê baie dankie vir al die kykers wat by ons was. Ja, weet.